Gebed vir die gemeente van die Here. Goeiemôre, liewe medegelowige. Vanoggend gesels ek met jou oor 'n verdere vorm van gebed. En dit is gebed vir die gemeente. En hierdie gebede bid ons by die goue kandelaar in die heiligdom van die tabernakel. Nou in die eerste plek hoor ons dat hierdie goue kandelaar van suiwer goud was. Nou goud, weet ons, is besonder waardevol en duur. En in die lig hiervan moet ons besef dat ons hier bid vir dit wat waardevol is. Ja, vir dit waarvoor Jesus sy lewe kom aflê het, naamlik sy kerk op aarde. In 1 Petrus 1 vers 18 en 19 hoor ons, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Nou wat leer ons uit hierdie simboliek en uit die feit dat die goue kandelaar van suiwer goud gemaak is? Nou by hierdie stasie bid ons natuurlik dat die kerk 'n ware refleksie van die karakter van Christus sal wees. 'n Geloofsgemeenskap wat nie net vergewe is nie, maar wat ook in die voetspore van Jesus loop. In die Bybel word die suiwering van goud dikwels in verband gebring met die egtheid van geloof. Ja, ons weet, dis veral in die beproewinge en in die moeilike tye van ons lewens wat die onsuiverhede in ons karakter en ons persoon na vore tree. As ons egter die Here toelaat om deur sy Gees en deur sy woord in ons te werk, dan suiwer en dan reinig hy ons soos goud in die vuur. So wil dit egter uit die skrif uit vir ons verder blyk of hierdie aspek van heiliging en die suiwering van ons geloof as ware die oogmerk van God en sy kerk is. Ja, dat ons 'n bruid sal wees, heilig, rein, toeberei vir elke goeie werk. Verder sien ons dat die goue kandelaar een stuk soliede goud was. Nou hierdie een stuk spreek natuurlik van eenheid, en dus bid ons by hierdie stasie dat daar volkome eenheid in die liggaam van Christus sal wees. In Johannes 17 vers 20 tot 21 bid Jesus en hy sê, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, en dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Natuurlik weet ons dat hier twee sake van belang is. Eerstens sê Jesus dat eenheid die teken aan die wêreld sal wees dat God sy seun gestuur het en dat hierdie groep mense in eenheid met hom leef. Nou, ons liefde vir God word natuurlik in ons onderlinge eenheid tot uitdrukking en bewys gebring. In Johannes 13:35 sê Jesus, hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is, as daar liefde onder mekaar is. Ja, ook in 2 Kronieke 30:12 lees ons dat eensgesinde harte juist die teken sal wees dat die hand van God op 'n groep mense se lewens rus. Daar in Filippense 2 vers 1 en 2 hoor ons, en hiermee sluit ek af, een van my gunsteling vertalings verwoord dit as volg. Die skrif sê, be united in what you think, as if you were only one person. Nou ja, kom ons sluit die oë vanoggend en dan bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons by die stasie ook opnuut kan hoor dat u besig is met die kerk en Here, dat u besig is met 'n suiweringsproses en Here, dat ons soms deur beproewinge ook sal gaan, maar dat in en deur hierdie beproewinge u ook besig is om die bruid voor te berei. 'n Bruid wat heilig en toeberei sal wees vir elke goeie werk. En Here, dis die gebed van my hart dat ons onsself gewilliglik sal onderwerp aan hierdie suiweringsproses. En Here, dat ons ernstig daarna sal strewe om die eenheid, ja, die band van die vrede te bewaar. En Here, dat ons 'n gemeente sal wees wat in 2025 bekend staan as 'n gemeente van liefde, 'n gemeente van eenheid en omgee, en dat daardie liefde die kenteken sal wees dat ons aan u behoort. Here, bind ons asseblief saam met bande van liefde wat nie gebreek sal word nie. Dit is ons gebed. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.